Hey, so weer eens baie welkom aan julle almal. Ek is bly julle het ingeskakel. Ons gaan vanaand 2 Korintiërs hoofstuk 10 behandel. En soos gewoonlik wil ek vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige en barmhartige Vader, U is vir ons goed, deurdat U ons in hierdie dag gedra het en dat U ons hier by mekaar gebring het rondom U woord, dat ons die tyd het om weer uit die woord uit saam te lees en daaroor te besin. Ons bid dan nou ook dat U ons sal lei deur die Heilige Gees. Mag dit wees dat ons in ons verhouding met U net die hele tyd bly groei. Bewaar ons daarvan dat ons sal afwyk van dit wat in die woord staan, dat ons werklik stry en soek na wat die waarheid is van die boodskap wat U vir elkeen van ons ook wil gee. En help ons om die geleenthede wat ons in die dag kry, om 'n verskil te maak, raak te sien en dan ook effektief te gebruik. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, 2 Korintiërs hoofstuk 10. Moet ek vir julle sê, het ek gaan kyk of ek self al 'n preek oor hom geskryf het en ek het nie. Dit het my toe dadelik laat wonder, hoe lyk dit? Word daar preke oor hierdie hoofstuk geskryf? Ek het al gedink, ek het al 'n redelike deel van die Bybel gepreek in my lewe. En ek het net so 'n algemene steekproef gedoen en ek was eintlik geskok. Dit is een van daai hoofstukke wat dit vir my lyk dat dit word net nie gebruik nie. Ek moet sê, by die Engelse kerke het ek hier en daar iets gesien, maar by ons as Afrikaners baie min, en oor die algemeen nie so baie materiaal oor 2 Korintiërs hoofstuk 10 nie. En toe het ek weer begin dink oor hierdie hoofstuk en hoe kan dit wees dat hierdie hoofstuk dan so min aandag trek? Jy weet, ek is altyd bang dat ons werk met 'n verskraalde kanon. En wat ek daarmee bedoel is dat sekere dele van die Bybel vir ons belangriker is as ander dele en dat ons nie die hele Bybel preek nie. En dat ons nie met die hele Bybel besig is nie. Want dit is natuurlik die wenresep om vir jouself moeilikheid te maak op die pad vorentoe, want as jy ongebalanseerd is in hoe jy die Bybel gebruik, byvoorbeeld as jy net die Nuwe Testament gebruik of net sekere dele van die Nuwe Testament gebruik, dan is jy soos hierdie ouens wat enkel tekste die hele tyd aanhaal. En dit veroorsaak 'n ongebalanseerdheid en lei uiteindelik daartoe dat jy op 'n dwaalspoor beland. So, ek moet vir julle sê, ek dink hier is 'n juweel, en om een of ander rede, ek dink mense lees hom, en dan dink hulle dit is algemene mededelings wat die apostel Paulus maak, en ek dink mense sukkel om 'n boodskap uit 2 Korintiërs hoofstuk 10 te kry. So dit het nou nogal my, al hierdie goed vertel ek nou vir julle, want dit het nou my benadering tot hierdie hoofstuk bepaal. Ek het spesifiek gaan kyk na, kom ons sê 10 boodskappe, wat 'n mens kan kry uit 2 Korintiërs hoofstuk 10. En ek dink daar's meer, daar's definitief meer as 10 boodskappe. So ek sou sê, potensieel kan jy 10 preke kry oor 2 Korintiërs hoofstuk 10, en ek het so 'n bietjie oor 'n ander ding begin wonder, en ek sal net gou dit ook vir julle wys, maar my punt wat ek probeer maak is, wees baie bedag daarop, dat
jy nie net altyd die sekere dele van die Bybel lees nie. En ek dink predikante en mense wat op kerkrade dien, moet ook daarop let dat daar nie net sekere dele van die Bybel gepreek word nie, of uitbedien word nie. En gaan kyk 'n bietjie watter hoofstukke is die hoofstukke wat onderbenut is, en ek dink ons moet probeer om meer daarvan te maak. Goed, ek wil tog eerder die 2020 vertaling lees. So ons lees 2 Korintiërs hoofstuk 10. Ek self, Paulus, wat glo bedees is, wanneer ek by julle teenwoordig is, maar ewe manhaftig teenoor julle wanneer ek aanwesig is, doen 'n ernstige beroep op julle, met die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. Ek pleit dat, wanneer ek by julle is, ek nie manhaftig hoef te wees, met die selfvertroue waarmee ek reken om diegene aan te durf, wat van mening is, dat ons in menslike swakheid handel nie. Want al tree ons in menslike swakheid op, voer ons die stryd nie in menslike swakheid nie. Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus, en staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, tot wanneer julle volledig gehoorsaam sal wees. Kyk na wat ooglopend is. As iemand oortuig is dat hy aan Christus behoort, moet hy dit weer by homself in berekening bring dat, net soos hy aan Christus behoort, so ook ons. Want selfs al sou ek my 'n bietjie buitensporig beroem op die gesag wat die Here aan ons gegee het om julle op te bou en nie om af te breek nie, sal ek nie daaroor skaam wees nie. My doel is nie om die indruk te skep dat ek julle met my briewe wil bang praat nie. Want, sê hulle, sy briewe is gewigtig en streng, maar sy persoonlike teenwoordigheid is swak, en sy woorde niks werd nie. So iemand moet hiermee rekening hou dat ons woorde in ons briewe, wanneer ons afwesig is, ooreenstem met ons dade wanneer ons teenwoordig is. Ons waag dit nie om onsself gelyk te stel aan of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie, maar omdat hulle aan hulle self meet en met hulle self vergelyk, verstaan hulle niks. Maar wat ons betref, ons sal nie buite ons perke gaan wanneer ons op iets beroem nie, maar binne die perke van die werksgebied wat God vir ons as perk gestel het, om julle ook te bereik. Ons oorskry immers nie ons perke asof ons nog nie by julle uitgekom het nie, maar want ons was die heel eerste met die evangelie van Christus by julle. Ons oorskry ook nie ons perke deur ons op ander mense se arbeid te beroem nie. Ons koester egter die hoop dat, na mate julle geloof toeneem, ons arbeid volgens ons werksgebied by julle grootliks mag uitbrei, sodat ons die evangelie ook in die landstreke anderkant julle kan verkondig, sonder om ons te beroem op die resultate wat in iemand anders se werksgebied bereik is. Wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here, want dit is nie die een wat homself aanbeveel, wat die toets deurstaan het nie, maar die een wat deur die Here aanbeveel word. Nou, miskien is dit vir jou 'n verrassende hoofstuk, dat jy sê,
werklik, ek het nog nie hierdie hoofstuk al gelees nie. Ek dink is 'n wonderlike hoofstuk en ons het nou al baie hierdie agtergrond gehoor, maar ek noem dit net weer vinnig. Ons kan sien dat Paulus het maar 'n probleem gehad met hierdie gemeente en hulle het gevoel Paulus is baie manhaftig wanneer hy vir hulle skryf, maar wanneer hy daar kom, dan beleef hulle hom as swak en bedees en hulle wil eintlik daarmee sê, hulle dink Paulus is so 'n bietjie lafhartig. En dan spreek hy dit aan, en hy sê vir hulle moet dit nie verkeerd verstaan nie. Hy tree op in belang, in die eerste plek van hulle, maar ook in belang van die Here, wat hom die roeping gegee het. En dit gaan vir hom uiteindelik nie oor sy eie roem nie, soos wat hy beskuldig is deur die gemeente, maar oor die roem van die Here. Ek dink ons het hierdie tema en ons sien hom baie sterk ook hier in die tweede brief. Nou ek het, soos ek gesê het, gaan dink, ek moet nou eers stop share en dan weer vir julle met julle share. Ek moet net seker maak julle kry dit. Goed. Nou ja, 10 boodskappe uit, of 10 lesse uit 2 Korintiërs hoofstuk 10, kom ons probeer. Ek het, daar eerste sin is maar net dit wat ek al reeds vir julle gesê het, wat vir my opvallend was, treffend was, is dat dit eintlik 'n baie onderbenutte hoofstuk in die Bybel is. Goed, so Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 1, miskien moet ek dit net hier vir julle lees, sommer uit my gewone Bybel uit. Ek gaan weer ook hier 'n 2020 vertaling gebruik. Ek hou maar daarvan om die boek byderhand te hou. Dit vervang maar nie vir my, die rekenaar vervang maar nie vir my die boek nie. Hy sê, ek self Paulus, wat glo bedees is wanneer ek by julle teenwoordig is, maar ewe manhaftig teenoor julle wanneer ek afwesig is, doen 'n ernstige beroep op julle met die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. Nou, as 'n mens kyk na die aanslag wat Paulus hier volg, dan is dit, hy sê wel, dis 'n ernstige versoek. Ek moet nou net dink, ek is, ja, 'n ernstige beroep. Hy praat van 'n ernstige beroep. Maar dit is ook toch wel in nederigheid gedoen, in sagmoedigheid gedoen. Hy is nie iemand wat te hard op hulle afkom nie. Ware leierskap gaan nie daaroor om oorheersing te bevestig nie, veral nie in die kerk nie. Ek dink dat mense sien baie keer in die kerk van die Here dat mense die ding verkeerd verstaan, dat in die kerk van die Here dien 'n mens eintlik deur jouself die minste te maak en deur nederig te wees. In die kerk van die Here is ons altyd in die gereformeerde verstaan van wie ons as kerk is ons almal op dieselfde vlak. Die dominee is nie belangriker as enige ander lidmaat nie. Ons het nie 'n kollegialistiese kerkregeringsstelsel nie. 'n kollegialistiese kerkregeringsstelsel is 'n piramide, met belangriker aan die bokant van die piramide. Nou, in baie Afrikaanse kerke kry jy 'n kollegialistiese kerkregeringsstelsel. Ons het 'n presbyteriale kerkregeringsstelsel. Almal in die gemeente is op dieselfde vlak. Ons het een hoof en dit is Christus. En hy spreek ons almal aan deur sy woord wat gebruik word deur sy Heilige Gees. So dit beteken dat wanneer ek na iemand toe gaan en met iemand praat, dan doen ek dit in nederigheid, in die besef dat ek self 'n sondaar mens is, en ek kom nie vanuit die hoogte na iemand toe nie. En ek dink dit is baie belangrik dat die amptdraers in 'n gemeente hierdie houding verstaan, dat wanneer ons 'n interaksie met mekaar in die gemeente het, dat ons moet streef, aktief daarna strewe om nederig te wees. In die oomblik as jy dit doen,
het ek gevind dat mense is ontvanklik, en mense is oop, want hulle kan aanvoel en hulle kan sien, wat is die houding waarmee jy kom. Ek is net 'n diensknegt van Christus, wat deur Christus gestuur word na mense toe. Ek het niks om my op te beroem nie, want ek is 'n sondaar mens. Ek is baie bewus daarvan. Ek lewe net van God se genade. So, wanneer ek met jou interaksie het, dan weet ek, jy het ook jou stryd. En ek luister na jou, en ek wil graag ook jou help en ondersteun in jou stryd teen jou sonde en in jou lewe. En wat ek hier vind, as 'n mens mooi lees wat Paulus hier skryf in vers 1, en jy kyk hoe hy met hierdie gemeente werk, in 2 Korintiërs 10 vers 1, dan kom jy agter, hy kom in nederigheid tale toe, al is hy 'n apostel, al is hy deur die Here Jesus Christus geroep, hy probeer juis nie hierdie mense afskrik of van hom af wegstoot nie, hy probeer hulle nader trek aan hom. En as dit jou houding is, as dit die manier is waarop mense in die gemeente jou beleef, dan kan jy met enige mens werk. En jy kan met enige mens oor die weg kom. En ek wil dalk net hier 'n opmerking maak dat ek het gevind dat veral op die sendingveld is dit baie belangrik dat 'n mens veral as ons beginne werk met mense wat Afrika tale praat, is dit baie belangrik dat hulle nie dit beleef dat ons kom vanuit die hoogte uit nie. Ek probeer altyd vir hulle die geleentheid gee, ek sal leiding gee, maar ek probeer altyd vir hulle die geleentheid gee om die besluit te neem. Ek probeer eintlik die bal in hulle hande te plaas om die besluit te neem. En gewoonlik moet ek kom hulle op 'n punt wat hulle dan na jou toe kom en sê nee, maar help ons hier om die besluit te neem. En dit is daar wat jy kan intree as hulle jou eintlik nooi. En dan gee jy die leiding wat hulle vra. So nederigheid is 'n baie belangrike eienskap wat 'n mens moet ontwikkel. En dink 'n bietjie wat sê die Here oor die hoogmoedige byvoorbeeld in die Bybel. Dink aan die Psalms. Die Here het 'n absolute afskuw. Ek kan 'n sterker woord gebruik. Ek moet seker maar die sterker woord gebruik. Die Here haat hoogmoed. Moenie hoogmoedig wees nie. En ek sien dit so baie, nee. Jong mense het nog nie altyd geleer wat nederigheid is nie. Sien mense raak. Sien veral mense raak wat deur ander mense nie raak gesien word nie. Reik na hulle toe uit, staan met hulle en gesels. Dis baie belangrik. En in die verband wil ek spesifiek ook praat, ek het nou gepraat oor praktiese toepassing, ek het nou gepraat op die sendingveld, maar ek wil ook praat oor kinders. As jy nie 'n kind raak sien as daai kind 'n kind is nie, gaan daai kind jou nie raak sien as daai kind 'n groot mens geword het nie. En as jy met 'n kind praat, is dit nie nodig om babataal met 'n kind te praat nie, maar as jy kontak wil maak met 'n kind, is dit baie keer nodig om op daai kind se vlak te kom in die sin van gaan sit op 'n stoel sodat jy die kind in die oë kan kyk, en 'n kind voel dit aan, onmiddellik. 'n kind voel aan dat jy kom met die regte gesindheid, en dis vir my weer eens daai gesindheid van nederigheid. En ek kan nog 'n toepassing maak. Ek sal seker kan aanhou. Jy kan sien 'n mens kan preke skryf oor hierdie verse. In 'n mens se huwelik wil ek vir julle sê, ek dink dit is een van die heel belangrikste dinge wat jy moet hê om vir jou huwelik om te werk, is om nederig te wees in jou verhouding met jou huweliksmaat. As jy hoogmoedig is, dan maak jy die lewe vir jou huweliksmaat onaangenaam en bitter. Jy stoot jou huweliksmaat van jou af weg, deurdat jy jou huweliksmaat laat voel dat jy is beter, jy is slimmer,
of jy het meer. En dis nie die regte gesindheid nie. En Paulus het hier die gesindheid, wil ek het noem, van die Here Jesus in sy hart. Ek dink dit typeer vir my wie die Here Jesus was. 'n gesagvolle nederigheid wil ek dit beskryf, want ek kom daarby, jy sien ook die gesagvolheid waarmee die apostel Paulus na die gemeente toe kom op ander plekke in hierdie hoofstuk. Goed, die tweede boodskap van 2 Korintiërs hoofstuk 10, wat vir my baie belangrik is en waarmee ek baie te doen kry die laaste tyd, is geestelike wapens vir 'n geestelike oorlog. Nou, ons lees daarvan dat Paulus sê, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek en redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevange. Ok, dis weer 'n ander punt, maar 'n mens moet nie die fout maak om ooit te vergeet dat ons is gewikkel in 'n geweldige geestelike stryd op hierdie aarde nie. Ons het 'n stryd teen ons doodsvyande, die duiwel, ons sondige natuur en die sondige wêreld. En daardie stryd is 'n stryd teen die donker, veral 'n stryd teen die duiwel. En mense vergeet daarvan. Ek sê altyd vir mense dat ons moet onthou, ons behoort te bid, in elke gebed bewaar ons van die bose, want so het ons Here Jesus ons geleer, dat ons moet teen die bose stryd. Nou, die apostel Paulus het hierop baie ingegaan. Hy het hierdie geestelike stryd beleef. Hy was altyd op die voorpunt waar die evangelie verkondig word aan heidene, en hy het gesien dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar uiteindelik teen die bose geeste ook in die lig. En hy sê ook vir ons dat ons moet weet dat ons hierdie stryd moet aanknoop, ons moenie daarvan vergeet nie. En spesifiek moet ons lewe deur die krag van die Heilige Gees. En die Heilige Gees moet ons ook lei in hierdie stryd. Gaan kyk 'n bietjie, Paulus bespreek byvoorbeeld in Galasiërs hoofstuk 5, dan sê hy, leef deur die Gees, in vers 16, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want as jy die begeertes van die vlees uitvoer, is jy in die verkeerde kant. En dan noem hy daar die begeertes van die vlees, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook wil doen nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf, en hierdie soort dinge waarteen ek julle nou weer moet waarsku. So, maak baie seker dat jy gereed is vir die geestelike oorlog. Ek dink dat dit is ook ongelukkig iets wat die charismatiese beweging by ons gekaap het, die gedagte van 'n geestelike oorlog. Daar het baie boeke verskyn wat ek dink 'n bietjie te ver gaan en eintlik spekulatief raak in die sin van dat hulle die geestelike stryd wat ons voer, dat hulle klomp goed daaroor skryf wat ek dink nie in die Bybel staan nie. En dit het baie mense wat behoudende, skrifgetroue gelowiges is, negatief gemaak oor hierdie gedagte van geestelike oorlogvoering, maar dit is 'n realiteit. Besop vir die leuen, wat ook in Afrikaanse kerke is, dat die duiwel nie 'n faktor is nie,
dat die duiwel nie bestaan nie, dat die duiwel iets is wat deur die kerk uitgedink is. Asseblief, moenie eens daardie roete vat nie. As jy wil verder gaan lees en studeer oor geestelike oorlogvoering, die wapens wat God vir ons gegee het, gaan kyk veral na Efesiërs hoofstuk 6, waar Paulus ons aanmoedig deur te sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die lustighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek, by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pyle van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid, en daarom moet julle waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Daar het jy die wapenrusting van die gelowige. Ek wil net nog een ding daaroor sê. Ek dink Paulus probeer vir ons sê, jy moet bewus wees van die duiwel, jy moet elke dag as 'n gelowige leef en elke geleentheid gebruik wat jy kry en vir jou geleenthede skep. In ons gemeente is daar 'n baie goeie geleentheid om die skoene wat die bereidheid is om die evangelie te verkondig aan te trek, deur direk en indirek betrokke te raak by die werk van evangelie bediening, ook in ons sending gemeente. Om die woord te bedien, om uit te reik, om prakties gelowige te wees. Dit is hoe 'n mens aktief in die stryd optree teen die duiwel. Maar as jy halfhartig is, as jy net vir jouself wil leef, as jy dink, jy kan oorleef deur die hele tyd op die verdediging te wees, dan gaan jy in 'n probleem beland. Die beste strategie teen 'n vyand is gewoonlik deur die vyand die inisiatief te ontneem en deur die vyand proaktief aan te val en nie te gaan sit en die hele tyd al jou aandag te spandeer aan verdediging nie. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy kan soveel geld spandeer aan die beveiliging van jou eiendom soos jy wil. En ons almal sal vir mekaar sê, as hulle wil inkom en kom steel, sal hulle dit nog steeds doen. Dit is beter om proaktief polisieering te doen en te kyk of jy nie die misdadigers kan kry voordat hulle by jou eiendom inkom nie. En dit is wat tans nou nie gebeur nie, dis hoekom ons soveel moet spandeer om ons eiendomme te beveilig. Maar ek dink julle verstaan die beeld, julle sien ook hoe dat Paulus in hierdie onderskatte hoofstuk besig is om ook te praat oor geestelike oorlogvoering. Dan neem elke gedagte gevangene. En ek dink as ek die eerste preek wat ek sou wou skryf, wat my getref het van hierdie hoofstuk, dis nou maar persoonlik hoor, dan was dit nou hierdie gedagte in vers 5, en dit sluit aan by vers 4, die gedagte van geestelike oorlogvoering, en dan sê hy, kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies, die wapens van die stryd is immers nie menslik nie,
maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus en staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, tot wanneer julle volledig gehoorsaam sal wees. So hierdie gedagte is, ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit is baie belangrik dat 'n mens besef dat dit wat hier in jou gedagte wêreld aan die gang is, moet jy van beheer kry, wil ek sê. En dit is ontsaglik moeilik. Want jou sintuie is die hele tyd besig om inligting in te samel en na jou brein toe te stuur. En so jy het gedagtes wat by jou opkom en jy moet bewus wees van dit wat jy dink. En jy het nog 'n onbewuste kant ook, wat baie moeilik is om altyd te besef wat daarin gaan en hoe dit jou lewe raak. So 'n deel van die probleem is dat mense dink nie dat dit is baie belangrik om hierdie gedeelte van hulle lewe diensbaar te maak aan God nie, om dit gevange te neem nie, om dit te bepaal by Christus nie. Nou, ek wil heel prakties raak. Ek wil byvoorbeeld vir julle sê, ek het een keer gelees dat die grootste hoeveelheid inligting wat ons insamel, samel ons deur ons oë in. En dan dink ek sekerlik volgende, dit wat ons hoor, en dan kom goed soos reuk. Ons was nou gisteraand by, saam met Gerard, hulle was ook daar by opvoering oor Paul Creer se lewe, en op 'n stadium het hulle iets baie oulik gedoen. Ek weet nie of mense dit agtergekom het nie, daar was 'n veldslag, en hulle het van hierdie rook geblaas, maar wat ryk amper soos kruit van gewere wat ontbrand het. En dit was vir my, dit het my onmiddellik getref dat hulle het baie gedoen om die atmosfeer reg te kry, en my sintuie het daarop gereageer. Ek het dit opgetel. En so is daar baie sulke dinge, maar nou wil ek spesifiek praat oor 'n mens se oë. Wees baie versigtig wat jy kyk. Ek dink dit is belangrik om jouself te oefen om weg te kyk. Ek wil nou nie weer uitvaar teen sosiale media en spesifiek teen YouTube nie, maar hulle het 'n manier om sekere beelde in te bou binne in dit wat hulle vir jou as voorstelle gee, wat eintlik net daar is om jou te prikkel. En hierdie beelde is vir baie mense 'n baie ernstige struikelblok. En as jy luister na mense wat 'n probleem het met pornografie en 'n probleem daarmee gehad het, dan sal jy agterkom dat van hulle is geweldig ingestel op dit wat hulle kyk, dit wat vir hulle gewys word, en hulle het byvoorbeeld sekere platforms heeltemal verlaat al, omdat hulle nie altyd kan beheer wat vir hulle gewys word. So, in 'n baie kort tydjie bepaal mens moet seker nou maar sê, die een of ander kunsmatige intelligensie, of jy 'n man of jy 'n vrou is, en hulle bepaal jou ouderdom, en hulle probeer jou eintlik manipuleer deur dit wat hulle besig is om vir jou te voer. Wat jy kyk, wat jy hoor, wat jy aan dink. Nou, so jy moet begin besef dat dis geweldig noodsaaklik, en veral vir ons jong mense, waaraan is ek blootgestel? Waaraan stel ek myself bloot? Party van dit is vrywillig, en party van dit is dit gewillig. Met ander woorde, ek kan dit beheer, ek kan dit afsit, ek kan wegkyk, ek kan iets anders te gaan doen, ek kan iets anders te kyk.
Maar dan is daar die wat op jou afgedwing word. As jy dorp toe gaan en mense is swak geklee, wat ook 'n baie algemene probleem deesdae is, dan moet jy liewerste maar wegkyk. As wat dit jou gedagtes op loop sit. So hierdie gedeelte, dink ek tref my, dis iets wat ek meer sien, wat 'n probleem is, waarmee ek baie werk. So kry dinge wat jou gedagtes in 'n positiewe rigting stuur. Ek wil amper sê dat jy rein denke het, opbouende denke het. Dit wat jy jouself voer, gaan bepaal hoe jy dink. Maak seker wat op jou bord is. Jy probeer dit beheer. En sosiale media is hier vir my 'n probleem. En sekere platforms is vir my 'n probleem. Ek dink dat as daar probeer die goed stel, ek is byvoorbeeld glad nie op Facebook nie, ek stel nie eens daarin belang nie. Ek is maar op WhatsApp, miskien is my kennis van die goed baie beperk, maar ek dink dat ek het eintlik bang geword vir dit wat ek al gesien het met ander mense gebeur. My punt is, maak seker dat jy dit dink en kyk wat rein en goed en opbouend is. Dit bring my terug by die musiek wat jy luister, die vrye tyd wat jy spandeer. As jy jouself vrye tyd gun om op die rekenaar te wees, is dit opbouend. Maak seker dat daar tyd in jou dag is wat jy die media gebruik, jou telefoon gebruik of jou rekenaar gebruik om jou godsdienst te beoefen. Koppel dit eerder aan jou godsdienst as aan iets anderste. Luister na 'n preek, doen Bybelstudie, volg 'n Bybelstudie, soos wat ons dalk nou doen. Neem elke gedagte gevange. En ek kan eintlik hieroor baie praat, besop vir negatiewe gedagtes, wat net by jou begin, wat die duiwel wil uitbou, en 'n mens kry te doen met mense se gedagtes, wat heeltemal met hulle op loop gegaan het, in heeltemal die verkeerde rigting, en hulle het iets verkeerds gaan aanvang. Probeer positief wees, kyk hoe lyk jou omgewing, doen iets daaraan. Jy het beheer van jou omgewing, al is dit dat jy net gaan en dood eenvoudig jou kamer begin opruim, jou bed opmaak, jou studeerkamer agter mekaar kry. Jy weet, dit is ook nie nodig dat 'n mens pateties is nie. En jy weet, dit begin al, mense sal, dis soos daai ding wat studente altyd gedoen het, jy weet, toe ons studente was, ek het dit nie baie graag gedoen nie, want ek het gewoonlik te min tyd gehad, maar dan sal hulle sê, nee, ek het nou vir 3 dae net al my kamer reggepak en my notaboeke reggekry en my boeke bymekaar gekry, en sê ek nou, wanneer skryf jy? En sê hulle, nee, hulle skryf môreoggend. Dis duidelik jy het jou tyd gemors, nee, maar so, dit is wel belangrik, maar doen dit lang voor die tyd, kry daai goed in plek, hou dit in plek, en ja, daar is 'n geestelike stryd, en dit word ook in jou gedagtes gevoer. Maak seker dat jy op daardie terrein nie sneuwel nie. Goed, en dan skryf Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 12, en hier is baie hullis in die 2020 vertaling. Ons waag dit nie om onsself gelyk te stel aan of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie, maar omdat hulle aan hulle self meet en met hulle self vergelyk, verstaan hulle niks. Ek dink die punt daar is dat, wie is jou standaard? En ek vind dat die meeste mense se standaard is ander mense. Hulle kyk na ander mense en dan sê hulle, dan is dit baie maklik om vir jouself te sê, ja, ek dink ek is nie so sleg nie. Ek dink ek doen eintlik baie goed. Ek dink ek lyk nie so sleg nie. Ek dink ek doen nie soveel sonde nie.
Want jy vergelyk jou met iemand anderste, met 'n ander mens. En dis 'n fout. Jy moet jou meet aan die kanon. Dis wat die woord kanon beteken. Ons noem die boeke van die Bybel die kanon. En 'n kane is 'n riet van 'n sekere lengte gewees, soos wat ons 'n liniaal het van 30 cm as 'n standaard. So was 'n kane 'n sekere lengte en hulle het dit gebruik om te meet. Meet jouself aan hierdie boeke. Hierdie boeke het byvoorbeeld die wet van God. God het vir ons sy wet gegee deur Moses, sodat ons nie moet meet aan ander mense nie, maar sodat ons moet bepaal of leef ons volgens sy wil. Ons moet ons meet aan die maatstaf wat hy vir ons gegee het, anders te bedrieg ons onsself. Ek dink 'n baie goeie voorbeeld ook van 'n maatstaf gedeelte is natuurlik die bergpredikasie. En ek weet ek het dit al gesê, maar dit is vir my treffend. En goed wat vir my treffend is ek maar geneig om te herhaal. So julle moet dit maar verskoon asseblief. Martin Lloyd-Jones, iemand wat ek baie graag lees en luister, het gesê dat die bergpredikasie het hom met absolute vrees vervul. En wat hy bedoel het is, die bergpredikasie stel ook 'n standaard. Die Here Jesus kom en hy sê vir ons, nie so, nie so. Die skrifgeleerdes en die fariseërs sê, julle moet hierdie wet so verstaan, maar ek sê vir julle, as julle net na 'n vrou gekyk het om haar te begeer, dan het julle klaar egbreek gepleeg, byvoorbeeld. En daarom kan ek verstaan dat Martin Lloyd-Jones dit sê. Maar dis die punt, ek meet my nie aan ander mense nie, want dan natuurlik gaan ek nie so sleg lyk nie. Ek meet my aan die woord van God, sy wet. Die bergpredikasie se teks was natuurlik die wet, die 10 gebooie. Die Here Jesus het eintlik net in sy tyd dit vir die mense reggestel en prakties toegepas. So, dit is 'n baie hoër standaard. Die probleem is as jy jou meet aan ander mense, en dis wat hierdie mense wat die Korintiërs beïnvloed het gedoen het, dan is die probleem eintlik dat jy begin oor ander mense oordeel, en onthou nou waar ons vanaand begin. Dit beteken jy daai gesindheid van nederigheid heeltemal verloor. Dit wat hier in jou hart aan die gang is jy kyk of jou troontjie, vanuit die hoogte kyk jy oor ander mense, en jy sê vir jouself wel, ek dink ek vaar nie so sleg nie, en as ek hulle met my vergelyk, dan dink ek eintlik ek is op 'n redelike goeie plek. So wat is die volgende ding wat jy vir jouself sê? Jy sê vir jouself, daar hoef nie veel by my te verander nie. Wanneer hulle self aan hulle self meet en hulle self met hulle self vergelyk, is hulle nie wys nie. Paulus sê dis dwaasheid om dit te doen. Dit is totaal die verkeerde gesindheid waarby dit jou gaan uitbring. Dit bring jou nie by 'n nederige, afhanklike gesindheid teenoor God nie. Kyk, wanneer ek te doen kry met die wet van die Here, of met die bergpredikasie, of ek luister na 'n preek, sê vir my bietjie as jy na 'n preek luister, hoe voel jy? Ek voel baie keer, dan dink ek, ja, nee, kyk, ek skiet ver te kort. Daar is so baie wat in my lewe moet verander, daar is soveel waarop ek moet verbeter, so dit bring my, wanneer ek die vergelyking reg doen, en ek meet myself aan die woord van die Here, dan werk die Heilige Gees hier in my gesindheid van nederige afhanklikheid van God. Want die volgende ding wat ek vir myself sê is, ek besef hoeveel ek die wet van die Here oortree het, hoe seer ek God gemaak het met hierdie sonde, en ek vra, Here, vergewe my dit wat ek gedoen het. Help my om hierdie sonde te oorbrug, om anders te wees, om anders te leef. Jy sien, so as jy die vergelyking verkeerd doen, sê Paulus, soos wat die Korintiërs doen, jy nie wys nie, jy is dwaas. En dan, jy sien nie, ek sê vir julle,
Mens kan nie glo dat hier nie baie meer oor hierdie hoofstuk geskryf is en gepreek is nie. En julle kan maar gaan kyk of my kort steekproef korrek was hieroor. Jy sien maar regtig baie min hieroor, oor hierdie hoofstuk. Mens kan dit amper nie glo nie, want dit is so prakties, nê. Nou, dan sê hy ook in vers 17 byvoorbeeld, van 2 Korintiërs hoofstuk 10, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Dis typies menslik. Ons roem maklik op onsself. As jy jou vergelyk met ander mense en jy dink jy is nie so sleg nie, dan kan jy baie maklik dit vir jouself ook sê, ter ere, dat jy is nie so sleg nie. Maar dan kry jy ook 'n ander variasie wat jy kry by gelowiges, wat sê, maar ek het hierdie gawes van die Here ontvang, en ek doen dit, en ek doen dat, en eintlik wat hulle besig is om te sê, is hulle roem in hulle self. En weer eens, die oorkoepelende gesindheid waaruit Paulus na die Korintiërs toe kom, is een van nederigheid. Hy kom van onderaf na hulle toe. Hy kom as knegt na hulle toe. En hierdie ding van, ek roem in myself, is, ek kom vanuit die hoogte. En dit is wat die Korintiërs gedoen het. Hulle het in hulle self geroem. Onthou nou wie was hulle, nee. Hulle was mense van 'n wêreldstad, 'n stad wat baie trots was op hulle Griekse erfenis. Hulle was baie trots daarop dat hulle sekere prestasies bereik het, geboue gebou het. Hulle was regtig mense wat al baie bereik het, maar hulle was oormoedig, hulle was trots. En daardie trots het vir hulle 'n struikelblok geword in hulle godsdiens, in hulle verhouding met God. En vandag praat ek ook met iemand op die telefoon, en toe ek die telefoon neersit, toe sê ek vir myself dat mense wat iets bereik het, kom baie maklik by 'n punt, dat hulle eintlik begin afpraat na ander mense toe. Of hulle het nie tyd nie, hulle het hierdie houding van, ek het iets bereik. Probeer altyd om nederig te bly. Soek daai nederigheid, bid vir daai nederigheid, wil ek vir julle sê. En as jy wil roem, en as iemand roem aan jou toe sê, dink mooi hoe jy die eer aan die Here kan gee, dat jy dit nie vir jouself vat nie. Want die oomblik as jy dit begin doen, dat jy die roem vir jouself begin vat, is dit so moeilik, jy weet, dit is soos 'n dwelm. Ja, dit is soos 'n dwelm. Jy raak heeltemal verslaaf daarin, dis fantasties, dis lekker, laat jou lekker voel. Hierdie mense wat jou so prys, hierdie mense wat jy agterkom jou op 'n sekere manier behandel, omdat jy is wie jy is. Jy gaan, soos met 'n dwelm verslaafde, dit eindig nie goed nie. Dit eindig in die ellende, dit eindig uiteindelik in die dood. Moenie daardie roete vat nie. Dink aan 2 Korintiërs hoofstuk 10 en die hartsgesindheid waarmee Paulus hier na hierdie gemeente toe kom. Hy kom regtig vanuit uit 'n punt van nederigheid, en hy kon baie strenger met hulle gewees het, en hy kon van bo af op hulle afgekom het en vir hulle gesê het wat hulle verkeerd doen, en hy doen dit eintlik nie so nie. So, dink daaroor, roem jy in die Here, gee jy hom die krediet en die eer vir alles in jou lewe, alles wat in jou lewe gebeur het, alles wat jy is, alles wat jy het, roem jy in die Here. En ek wil amper vir jou vra, en ek het dit nie uitgewerk hier nie, hoe roem 'n mens in die Here? En dit op sigself alweer, saam met hierdie deel wat ek reeds gesê het, is alweer 'n potensiële preek. Dan, ek dink ons gaan nog ene kan doen. Dit is ongelooflik hoe ryk hierdie hoofstuk eintlik is, nê. Is die 6de ene is, brei jou invloed vir God se koninkryk uit. Nou dit is vers 15 tot 16.
En daar staan, ons oorskry ook nie ons perke deur ons op ander mense se arbeid te beroem nie. Ons koester egter die hoop dat naarmate julle geloof toeneem, ons arbeid volgens ons werksgebied by julle grootliks mag uitbrei, sodat ons die evangelie ook in die landstreke anderkant julle kan verkondig, sonder om ons te beroem op die resultate wat in iemand anders se werksgebied bereik is. Waar, ek vra vir jou eerlikwaar, direk, waar is jy betrokke by die uitbreiding van God se koninkryk? Waar is jy betrokke? Vandag praat ek met Dani, ek dink Dani is dalk ook hier, met Dani Labeskagni, en ons praat sommer oor finansies. En ek was nogal teleurgesteld. Jy weet, en dan praat ek nou net van finansies. Ek meen, dis die heel maklikste manier waar jy 'n hand kan hê in die koninkryk van God. Dit is regtig die maklikste. En dan kan ons baie swak presteer op hierdie gebied. Maar daar is geleentheid, en ek sal dit nou nog meer uitbrei ook in die saadkorrel, waar jy prakties fisies betrokke kan raak by die uitbreiding van God se koninkryk. Nie net in ons sending gemeente nie, maar ook in die werk wat die gemeente doen in Heilbron se gemeenskap byvoorbeeld, of in die gemeenskap waarvan jy deel is. Mense met wie jy te doen kry wat jy weet wat nie in 'n kerk is nie, en wat 'n geestelike hawe nog moet vind. Wat doen jy om God se koninkryk uit te brei? Na wie toe reik jy uit? Soek jy geleenthede? Ek dink dat deel van die probleem is ons lewe op erwe. Ek bedoel fisies 'n erf wat ons toegemaak het en moeilik toeganklik is. Ons sukkel baie keer om in ons eie erwe in te kom. Hierdie goed is so toe dat dit is nie maklik toeganklik vir ander mense om by jou uit te kom nie. Ons moet by mense 'n draai gaan maak in Pretoria wat in 'n vreeslike grand plek in Centurion bly. Ons het seker 'n goeie 20 minute gesukkel om daar in te kom. Want jy moet om die plek ry, jy moet daai hek gebruik. Dis nie sommer net van jy kom in en gaan na mense toe en kuier by hulle nie. En dit doen mense ook nie meer vandag nie. En jy kan nie, en ek kan nie glo, ek dink dis deel van die probleem, dat ons nie die invloed van God se koninkryk uitbrei nie, want ons weet nie meer hoe om by mense te kuier nie, hoe om met mense te kommunikeer nie. Die ouer mense weet nog hoe om dit te doen, maar ek is bekommerd dat van die jong mense verstaan dit nie. Want hulle het nie geleer hoe om dit te doen nie. Mense kuier by 'n plek. Hulle gaan na 'n restaurant toe. Hulle gaan kuier nie meer by mense se huise en daar onthaal hulle mekaar, sit en gesels met mekaar, kyk mekaar in die oë nie. Mense praat nie meer soos in die verlede oor hulle godsdienstige oortuigings nie. Dit is ewe skielik 'n baie privaat en 'n taboe onderwerp. En dan natuurlik het ons as Afrikaners hierdie probleem dat ons het nog nie die kuns aangeleer as ons praat van die evangelie wat of die uitbreiding van die koninkryk wat ook noodsaaklik is onder Afrikaners deesdae, dan kan ons ook nie van mekaar verskil sonder om kwaad te raak nie. In daai toneelstuk van gisteraand het dit baie mooi uitgekom dat hier in die Transvaal het die hervormde kerk wat op daardie stadium die staatskerk van die ou ZAR was, het hulle aktief die gereformeerde kerk vervolg. Hulle het gedreig om ons kerkgeboue af te brand, byvoorbeeld in Potchefstroom. Hulle het dit gesien as Paul Kruger se kerk. So, hoekom, wat is dit met ons as Afrikaners, dat ons nie met mekaar kan praat nie, en van mekaar kan verskil, sonder om vir mekaar kwaad te word nie. Hierdie tegniek moet 'n mens ontwikkel vroeg in jou lewe, hoe om te kommunikeer.
Jy kan nie verwag om iemand saam met jou kerk toe te nooi, en ek wil baie graag uitnodiging Sondag begin vestig in ons gemeente, wat ons vir mense sê, ons het hierdie Sondag 'n uitnodiging Sondag, bring iemand saam met jou kerk toe, ons gaan ietsie te ete na die diens gee, maar jy kan iemand nie net nooi, as jy nie 'n band met hulle opgebou het nie, as jy nie met hulle 'n vriendskapsband opgebou het nie, dan kan jy hulle nooi om saam met jou kerk toe te gaan. As jy nie in iemand se huis kom, weet jy nie wie's daardie persoon nie. Jy weet nou, deesdae nooi mense mekaar om by iemand te gaan kuier, nou wat hulle doen is, hulle kyk saam rugby, en almal is besig met die televisie. 'n ander ding wat ek hier geskryf het, is daar word daar nie gekommunikeer nie. Dis ook vir my opvallend, hoeveel mense op hulle telefone is in geselskap. Want ek het nou die dag vir die kerkraad, toe ons gepraat het oor huisbesoek, toe sê ek vir hulle, jy raak nie aan jou telefoon nie. Behalwe as jy weet, daar is 'n baie groot noodsituasie wat jy dalk gaan moet hanteer. Maar jy raak nie aan jou telefoon nie, want 'n telefoon breek kommunikasie. Mense praat deur die telefoon met mekaar, maar as hulle by mekaar kom, kan hulle nie meer praat en kommunikeer nie. Jy weet, ons het altyd gesê, kinders moet buite gaan speel, kinders moet gehoor word, kinders moet nie gehoor en gesien word nie, hulle moet buitekant wees. Ja, hulle moet nie sit en tande tel nie. Dis wat altyd vir ons gesê is, moet nie sit en tande tel nie. Maar as mense sit en gesels, en kinders kan daar wees, en dit is goeie, sinvolle, opbouende gesprekke, nie 'n geskinder oor ander mense nie, dan kan kinders ook leer hoe om vriendskappe op te bou, te kommunikeer, dat jy uiteindelik daarby kan uitkom, dat die koninkryk van die Here uitgebrei word, omdat jy mense saam met jou kan nooi, om saam met jou kerk toe te gaan. So ek voel, daar is baie van hierdie baie basiese dinge wat ons eintlik verleer het en van vergeet het. En Paulus spreek dit aan in hierdie hoofstuk. Paulus wys ons weer daarop hoe belangrik dit is dat ons betrokke moet wees by die uitbreiding van die koninkryk, en 'n mens moet probeer prakties dink, hoe doen ek dit? Waar doen ek dit? Waar beplan ek dit? Waar is ek met mense besig? Wat dit my doel is om die koninkryk van God uit te brei. Goed, so dit is vir my 'n fantastiese hoofstuk, en ek sou graag eintlik van hierdie goed in die toekoms wil ontwikkel tot preke. Ek het nou nie vanaand klaar gekry nie, ek sou kyk dat ons volgende week dalk net vinnig klaar maak, maar daar is definitief meer as 10 lesse, 10 moontlike preke, meer as 10 preke in hierdie hoofstuk. Goed, kom ons gesels gou oor hierdie hoofstuk, enige opmerkings wat julle dalk wil maak. Goed. Nee, ek is bly dat julle was hier. Ek hoop dit is vir julle van nut en waarde gewees. Gaan lees weer hierdie hoofstuk. Ek gaan nog 'n bietjie aan hierdie hoofstuk werk. Volgende week kan ons hom klaar maak, en ons kan dalk net 'n recap doen, hersiening doen, ekskuus, en dan kan ons net, sal ons die hoofstuk klaar maak. Daar's 'n ander deel wat ek toe nou op beland het, wat ek 'n bietjie nog gaan wil werk eintlik, en dit gaan oor, hoe weet ek dat God met my tevrede is? So, ja, dit is 'n hele langer stuk wat ek graag ook sal wil doen, so, ek dink ons sal dalk tog maar volgende week nog weer 2 Korintiërs 10 doen. Ek sluit vir ons af met 'n gebed, bid asseblief saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid opreg dat U in ons harte 'n nederige hartsgesindheid sal gee, dat ons 'n liefde sal hê vir U en vir U kerk, en dat ook vir ander mense, dat die mense wat ons ontmoet, ons so lief kry, dat ons bereid is om met hulle te praat, en met hulle te werk, en by hulle betrokke te raak, met die oog daarop, dat U koninkryk kan uitbrei, en U die roem en die eer kan ontvang. U maak ons wat ons is, en vandag is ons U kinders,
maar ons is nederig en afhanklik van U en kan nie sonder U nie. En daarom sê ons ook vir U dankie, maar bid ons ook vir U volgehoue betrokkenheid en omgee in ons almal se lewe. Ons vra al die dinge van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het